Ek wil vanaand met julle 'n baie ernstige lesing aanbied. Vanaand wil ek bietjie met julle gesels oor die Jezebel gees. Nou, ek wil vir jou sê, dit is sekerlik een van die lelikste dinge waarmee 'n kind van die Here te doen kan kry, is die Jezebel gees. Nou kom, ek gaan net gou eerstens vir jou sê, moenie dink, ag ja, weet, dis nie so erg nie. Kom, ek gaan vir jou sê, in elke gemeente is daar so ding. In elke gemeente. En ek wil julle, dis hoekom ek vanaand ook hierdie lesing aanbied, want ek wil julle toerus met hierdie kennis. En ek wil hê julle moet bid vir die gawe van onderskeiding. Laat julle hierdie goed kan begin onderskei. En laat julle hierdie aanslae kan begin herken. Wanneer jy te doen kry met hierdie goed en te doen kry met sulke persone, dat jy dadelik sal kan weet uit watter perspektief het, watter kan ek sê angle kom hierdie persoon uit na jou toe. En dit is 'n baie lelik ding. Soos julle kan sien, daar lê ou Jezebel. Daar's 'n klomp bene wat daar rondom haar lê. En jy kan sien sy het 'n lyf soos 'n slang. Want dis wat dit is. Dis 'n python gees, dis 'n slang gees. Okay, maar buiten dit alles, kom ek gaan vir julle sê, ons gaan vanaand 'n bietjie gesels hieroor. Wie van julle het al 'n bietjie kennis rondom hierdie onderwerp? Okay, wie het al te doen gekry met so 'n ding? Okay. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie van die Jezebel. Nou eerstens, kom ons lees gou 'n bietjie saam. Julle kan saam met my sommer lees daarbo. Skryf julle die teksverse neer. Efesiërs 6 vers 12 sê vir ons, want ons worstelstryd. Nou lees dit baie mooi op hierso wat hierdie gedeelte sê. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede. Hierdie is baie belangrik. Die Jezebel gees is nie 'n demoon, noodwendig 'n demoon nie. Die Jezebel gees is 'n owerheid. Dis 'n stronghold, dis 'n owerheid. Dis 'n netwerk van werke wat intree. Dis teen die owerhede, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, nou kyk jy hierso, wat sê hy hierso? Hier is die manier hoe jy hierdie owerhede gaan teenstaan. Okay? So ek sê dit sommer van die begin af vir jou. Hier is hoe jy hierdie owerhede gaan teenstaan. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. Nou sê hy vir jou, jy moet hom gaan fight. Sê hy vir jou enigstens jy moet hom gaan fight. Hy sê jy moet weerstand bied. Okay, so let baie mooi op hier na hierdie ding, né? Want daar's hierdie teachings wat vir jou gaan, dat hulle gaan sê, gaan dryf die gees uit, jy gaan oorlog maak en al die goeds. Nee, dis snert. Die Bybel praat niks van dit nie. Onthou een ding, die duiwel is reeds 'n oorwonde vyand. Ons gaan nou net daarna kyk. Maar hy sê vir jou, jy moet weerstand bied. Hy sê in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Jy sê, want hierdie ding wil jou downdruk, hy wil jou vernietig. Hy sê, staan aan vas, julle lende met die waarheid omgord. So eerstens, maak seker jy staan in God se waarheid. Nie in 'n ander ou se waarheid nie, maar in God se waarheid. Hy sê, met die borswapen van geregtigheid aan. Jesus Christus is jou borswapen. Die kruis, dit wat Jesus vir jou in die kruis gedoen het. Hy is jou geregtigheid by God. Deur sy bloed het daar vir jou genesing gekom, het daar vir jou verlossing gekom, het hy die vyand oorwin. Hy gaan verder, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarom julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Kom ek gaan vir jou sê, jy kan nie teen die bose stryd voer, of weerstand bied, as jy nie geloof het nie. Jy weet, en dit is wat hierdie gees doen, hierdie Jezebel gees. Hy target jou geloof, hy target jou julle bediening, en ons gaan vanaand daarna kyk. Hy sê, behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarom julle die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. So, deur geloof gaan jy daai vuurige pyle uitblus. En neem aan die helm van verlossing. Nou hoekom die helm van verlossing? Waar is dit 'n helm? Op jou kop, jou gedagte wêreld. Jy sien, so jy moet jou gedagtes ook reg kry. Hy gaan verder, hy sê, en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Kom ek sê, weet jy hoe baie mense ken nie die woord van die Here nie, en daarom val hulle vir allerlei sulke goed. So dit is tyd dat jy 'n bietjie tyd spandeer saam met die Here en die woord van die Here bestudeer. Want as die woord van die Here in jou lewe is en in jou hart is, dan sal jy dadelik die duiwel kan begin erken, en jy gaan die aanslag kan erken, want die woord sê van ons, jy is met sy planne nie onbekend nie. So dit is waarom dit so belangrik is om die woord van die Here te ken, want onthou selfs Jesus, die duiwel het na Jesus toe gekom, en hy het hom versoek in die woestyn, maar Jesus kon hom teenstaan met wat? Die woord van God.
Die duiwel het vir hom gesê, ja, maar daar staan geskrywe, en dan sê Jesus van, ja, maar daar staan ook geskrywe. Maak het sin wat ek vir julle probeer sê. Hy sê, terwyl hulle met alle gebed en smeekinge by elke geleentheid bid in die Gees. Nou, hoe bid jy in die Gees? Jy bid in tale, man. Word gevul met God se Gees. Jy's 'n kragtelose kind van die Here as jy nie gevul is met God se Gees nie. Word gevul met God se Gees, man, en staan die duiwel te. Kyk wat sê Openbaring 2 vers 20. Ons praat vanaand oor die Jezebel Gees en hierdie is baie belangrik. Hierso is 'n briewe wat hy geskryf het aan die 7 gemeentes, wat Jesus rig aan die 7 gemeentes, en Johannes skryf van hulle. En hy skryf in die gemeente van Thyatira en hy skryf in Openbaring 2 vers 20. Maar ek het enkele dinge teen jou. Nou let nou baie mooi op, wat gebeur hier? Dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, wat ek eintlik 'n profepes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. Nou, as ons gaan kyk, ons gaan nou 'n bietjie kyk na Isebel. Wie was Isebel gewees? Maar kyk wat doen hierdie Isebel. Nou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei. So hierdie is 'n misleidende gees. Sy kom om mense te mislei, tweedrag te saai, verdeeldheid te veroorsaak, en dit is wat haar missie is. So ek wil vir julle nou vanaand moet jy baie mooi oplet. Baie mooi oplet. En kyk wat sê Jesus verder, hy sê, en ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer. En sy het haar nie bekeer nie. Jy sien, hierdie Jezebel gees is hardkoppig. Sy wil nie sommer verander nie. En ons gaan 'n bietjie daarmee deel later in die aand. Hy sê, kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf, in 'n groot verdrukking as hulle nie hulle van hulle werke bekeer nie. So jy sien, weet jy wat Jezebel doen? Ons gaan nou na haar kyk. Sy bou vir haar 'n netwerk op van mense onder haar. En dit is wat jy hiervan praat. As jy val vir haar trap, en jy is deel van haar, gaan jy in die oordeel van God kom. Sê ek wat dit sê nie, is God se woord wat dit sê. Hierdie is 'n baie ernstige en lelike ding. Ons gaan verder, hulle sê, in vers 23, hy sê, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat ek is wat die niere en die harte deursoek. Jy sien, God kyk na jou hart. Jy kan hoe jouself voorgee, soos 'n Jezebel. Jou voordoen as iets wat jy nie is nie. Maar God sien die hart. En God kyk in die diepte in. Hy sê, ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. Is dit my woorde wat dit is, of is dit God se woord? Jy sien, God is baie ernstig oor hierdie ding. So ek kan sien, en hy skryf hier in die 7 gemeentes, so ek kan ook sien dat in die laaste dae hierdie 'n probleem gaan wees in sekere gemeentes. Amen. Kyk wat sê Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê, sê Jesus. So dit is die dief se mission. Dit is hoekom hy hierdie gees deploy in gemeentes in, is om te verwoes. Hy wil slag, steel en verwoes. Dit is sy mission. En hy doen dit baie subtiel. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Jy sien, so die kennis is daar. Maar mense wil nie die kennis vat nie en hulle verwerp dit doelbewus. En vanaand ontvang jy hierdie kennis en jy gaan nie vanaand sê ek het nie geweet nie. En daarom gee ek vir jou vanaand hierdie kennis en ek wil vir jou sê, catch you, wake up. Word wakker. En begin hierdie goed te onderskei. Want jy gaan sien hoe hierdie goed onder jou neus gebeur. En dit is scary. En dit is tyd dat ons hierdie ding begin aanspreek. So vanaand praat ek reguit. En vanaand gaan ek reguit sê wat sê God se woord. Amen. Ons moet die Here bid vir die gawe van onderskeiding. Dis wat ek al geskryf het. Ons moet die Here bid vir die gawe van onderskeiding van geeste. Nie die gees van onderskeiding nie, want dan moet ons by jou uitdryf. Jy kry nie 'n gees van onderskeiding nie. Dis 'n gawe van onderskeiding van geeste. As jy 'n gees van onderskeiding het, beteken jy het 'n ander gees in jou, dan moet ons 'n duiweluitdrywing doen. So jy bid die Here vir die gawe van onderskeiding van geeste om hierdie verwoestende owerheid te kan onderskei en te kan teenstaan. Want kom ongeveer sê, hierdie gees het al menigte bedienings gesink. En in my bediening is ek glad nie 'n vreemdeling vir hierdie ding nie. Selfs in my eie bediening gaan ek vir julle sê, het hierdie ding my al telke male al gekry. Daarom het ek nou al geleer hoe om hom te onderskei. Omdat ek al baie met hierdie ding te doen gekry het. En dan gaan ek vir julle sê, ek dink jy daar is 'n prediker
in hierdie land, of in hierdie wêreld, wat sal sê, hy het nog nie te doen gekry met hierdie gees nie. Want dis waarteen die hele mission gaan. So, ek wil hê, so weer eens, ek sê weer eens vir jou, vergeet wat jy al voorheen geleer het van hierdie goed, vanaand gaan ek jou 'n bietjie heeltemal 'n ander perspektief ingee wat sê God se woord. So, wat is 'n Jezebel gees? En hoe werk hy? So, ek wil nou weet, hoe werk 'n Jezebel gees? Wat is hy? Ons het nou gehoor, okay, daar is 'n Jezebel gees wat verwoesting saai, en ons moet wake up wees. Wie is hy? Waar kom hy vandaan? Hoe werk hy? Eerstens, wie was Jezebel? Kom ons kyk gou eerstens, wie was Jezebel gewees? Sy was 'n bose, magtige koningin en was die vrou van Agab, die koning van Israel. So Agab was 'n afvallige koning gewees en wat afgodsdiens in Israel ingebring het. Dink 'n bietjie aan Elia en die Baal-profete daai tyd, dit is in daai tydperk waar dit afgespeel het. Sy was 'n vals profetes wat die afgod Baal aanbid het. So Baal was hulle afgod gewees. En Baal was die afgod van prosperity. Nou luister 'n bietjie mooi hierna. Baal was die afgod van prosperity, van oes, van fertiliteit, seks en kinderoffers is gereeld aan hom gebring. Nou wat word vandag in baie kerke gepromoveer? Prosperity preaching. Wat se doktrine verkondig daai mense? Eina. Sy was 'n rebel teenoor God en sy woord. Hier is 'n baie belangrike ding. Jezebel was 'n rebel teen God en sy woord. En sy het God se profete vermoor. Dit was haar mission gewees. Sy het uitgegaan om God se profete te vermoor. Dan 'n bietjie aan Elia. Hoe hy gedink het hy het alleen agtergebly. Toe Tobadja gegaan en het 100 profete in 'n spilonke weggesteek. Gaan lees 'n bietjie 1 Konings, julle gaan dit sien, 1 Konings 16 tot 19. Nou dit was ook deur hierdie rebelliese houding wat veroorsaak het dat die hele volk gehoreer het agter Baal aan. Kom ek vir jou sê, die hele Israel het hulle afgodsdiens geval aan Baal aanbidding. Dit is wat Elia op die berg Karmel gedoen het. Wat hy ons gesê het vir hulle, as Baal God is, dien hom. Maar as die Here God is, dien hom. En toe het hulle mos die altare gebou. Julle ken daai gedeelte van Elia. Gaan lees dit daarso. Van 1 Konings 16 af tot 1 Konings 19. Daai 3 hoofstukke, gaan lees dit. Dan let julle 'n bietjie op hoe het hierdie Isebel geopereer. Nou sy het vir Nabot laat vermoor. Een ding wat sy gedoen het, sy het vir Nabot laat vermoor om sy wingerd vir Agab te gee. Julle kan dit gaan lees in 1 Konings 21. Nou, Nabot het 'n wingerd gehad, van die van julle wat nou die storie ken nie, Nabot het 'n wingerd gehad, Agab wat die wingerd gehad het, en Nabot wou nie vir hom die wingerd gee nie, en toe gaan sit Agab in hy top, en Jezebel kom, en sy sê vir hom, man, ek sal vir jou Nabot se wingerd kry, en sy laat Nabot voorsit in 'n funksie wat hulle gehad het, en sy sê, hulle moet vals getuienis teen hom inbring. Nou dis een, en kyk nou wat doen sy al klaar, sy bring vals getuienis in, sy sê, hulle vals getuienis inbring teen Nabot, laat hy vermoor word, en toe kry Agab Nabot se grond. So dit is haar taktiek. Sy het Agab se autoriteit misbruik om haar vleeslike begeertes te vervul, en ook Agab se vleeslike begeertes te vervul. So dit is wat haar mission is. So sy is baie selfgesentreerd. As ek praat van sy, ek wil nie vir julle sê, ek spreek hierdie gees aan as sy. Dit is 'n manlike demoon, maar julle verstaan wat ek bedoel, ek spreek hierdie gees aan as 'n sy, want dit is 'n Jezebel gees. So dis hoekom ek deeltyd verwys na haar of na sy toe. Okay, so ek pinpoint nie 'n spesifieke persoon nie, julle verstaan wat ek daarby bedoel. Sy word gedryf deur perversie, rebellie, trots, arrogansie en onafhanklikheid. Jy sien, hierdie gees wil onafhanklik opereer. Hy hou nie van orde nie, hy hou nie van God se gesag nie, en hy hou nie van autoriteit nie. Hy wil onafhanklik opereer, en hy hou nie van enige tipe van reëls wat oor hom geplaas word nie. Hy kan nie submit onder autoriteit nie. Hy wil altyd onafhanklik staan. Nou, Jezebel het uit haar pad uitgegaan om die profeet Elia te vervolg. Tot op so 'n mate dat Elia geestelik moeg en getap was. Jy kan gelees in 1 Konings 19 vanaf vers 2 tot 6. Hoe het Elia nadat hy die oorwinning, hierdie is awesome wat ek nou vanaand wil gee. Julle moet hierdie goeters bietjie gaan lees. As jy die Bybel lees, moet jy na hierdie goeters oplet. Want dit is hoe ons die karakter van hierdie gees onderskei. Nie oor wat sê hierdie ou of daai professor of hierdie professore of daai ding nie, of hierdie dokter of hierdie geleerde of hierdie persoon nie. Hoe ons leer om met hierdie goed te deel is deur God se woord. So kyk na die karakter deur God se woord. Nou, as jy bietjie gaan kyk, Elia kry hierdie oorwinning vir die Here oor die volk van Israel op die berg Karmel. Waar hy amper 6 miljoen Israeliete, man alleen, terug laat keer na die Here toe. En hy staan bol teenoor 950 radikale Baal-profete, man alleen. En hy slag hulle na die tyd. En hier kom hy, en kyk nou hoe stupid is dit, hier kom een simpel vroumens, en sy stuur vir hom 'n dreigement, en sê vir hom, Elia, ek gaan jou doodmaak.
kry jy die prentjie? Elia kry hierdie oorwinning oor 950 radikale Baal-profete man alleen. Maar een simpel vroumens kom en sy gee vir hom 'n dreigement. En Elia sak in mekaar. Hy gaan sit onder 'n besembos en wens dat hy mag doodgaan. Dis die krag van 'n Jezebel. Wat gemik is op manne van God. Op God se autoriteit, op God se werk. En glo vir my, daai gees tap vir jou. Hy tap vir jou. As jy al te doen gekry het met hierdie ding, hy maak jou moedeloos, hy maak jou negatief, hy maak regtig dat jy alles net wil opgee en onder 'n besembos gaan sit. Nou daar kan ons nou sien, hoe het Isabel en Agab gesterf? Nou, daar kan jy nou sien, sy word daar uitgegooi uit 'n venster uit, maar ons gaan dit nou lees. Hoe het Isabel en Agab nou dus gesterf? Want hulle was nou die twee, was die koning en die koningin van Israel gewees. Kom ons gelees 'n bietjie in 1 Konings 21 vers 19, julle kan saam met my volg hierso. 1 Konings 21 vanaf vers 19. Hy sê, en jy moet met hom spreek en sê, so sê die Here, so hy moet nou met Agab gaan praat. Het jy doodgeslaan en ook 'n besit geneem? Nou hy praat van Nabot, né? Sê verder moet jy met hom spreek en sê, so spreek die Here, op die plek waar die honde die bloed van Nabot gelek het, sal die honde ook jou eie bloed lek. So hier was die oordeel wat oor Agab gespreek is, né? Daarop sê Agab vir Elia, het jy my gekry, my vyand? So jy sien, Elia, wat 'n profeet van God was 'n vyand van hierdie koning. So onthou nou hierdie goeters wat ek nou vir julle sê, né? En hy antwoord, ek het u gekry omdat u self verkoop het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here. So, jy sien, wat is een eienskap van hierdie gees ook? Hy blameer altyd ander. Hy is altyd selfregverdigend. Is nooit sy skuld nie. Kom, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Vers 21, kyk, ek gaan onheil bring oor jou en jou skoon wegvee, en ek sal van Agab uitroei al wat manlik is in Israel sonder uitsondering. En ek sal jou huis maak soos die huis van Jerobeam, die seun van Nebat, en soos die huis van Baasa, die seun van Ahia. Weens die geterg waarmee jy my geterg het, en dat jy Israel laat sondig het. En ook oor die Sebel het die Here gespreek en gesê, die honde sal die Sebel eet by die voorskans van Jesreel. Die een wat van Agab in die stad sterwe, hom sal die honde eet, en wie in die veld sterwe sal die voëls van die hemel eet. Waarlik, daar was niemand soos Agab wat homself verkoop het, om te doen wat verkeerd was in die oë van die Here nie, omdat sy vrou Isebel hom verlei het. En hy het baie afskewelik gehandel, deur agter die drekgode aan te loop, net soos die Amorite gedoen het, wat die Here voor die kinders van Israel uit verdrywe het. So, hierdie geeste was 'n gruwel in God se oë. Hulle het alles gedoen om God te terg, hierdie twee persone. Hulle het absoluut alles gedoen om God te terg. En God het gesê, hoe gaan hulle doodgaan? Agab, die honde sal jou bloed lek op die plek waar Nabot se bloed gelek het. En Isebel, jou sal die honde opvreet. OK. 1 Konings 22 vanaf vers 34. Ek kan kyk wat gebeur nou hierso met die dood van Agab. Toe het 'n man in sy eenvoudigheid die boog gespan en die koning van Israel getref tussen die aanhegsels en die pantser. Daarop sê hy aan sy drywer, ruk om en bring hom uit die leer uit, want ek is gewond. En die geveg het die dag toegeneem, terwyl die koning hom staande hou in die stryd teenoor die armeers. Maar in die aand het hy gesterwe, en die bloed van die wond het in die waase bak gevloei. En let nou baie mooi, onthou nou wat God gesê het, die honde gaan sy bloed lek waar Nabot se bloed was, né? En teen sonsondergang gaan 'n geskreeu deur die leer, elkeen na sy stad en elkeen na sy land toe. En die koning het dood in Samaria aangekom, en die koning is in Samaria begrawe. En toe hulle die wa uitspoel by die dam van Samaria, het die honde sy bloed gelek, terwyl die hoere daarin was, volgens die woord van die Here wat hy gespreek het. En die verdere geskiedenis van Agab en alles wat hy gedoen het, en die voorhuis wat hy gebou het, en al die stede wat hy gebou het, is nie beskrywe in die kroniekeboek van die konings van Israel nie. En Agab het ontslaap met sy vaders en sy seun Ahasja het in sy plek koning geword. Kom ons kyk 'n bietjie na die dood van Isebel. In 2 Konings 9 vanaf vers 30. Die dood van Isebel. En Jehu het in Israel gekom. Nou Jehu het koning geword van Israel. En toe Isebel dit hoor, het sy haar oë swart geverf en haar hoof versier en deur die venster uitgekyk. Terwyl Jehu deur die poort inkom, sê sy, gaan dit goed, Simri, moordenaar van jou heer? En hy het opgekyk na die venster en gevra, wie is vir my? Wie? Toe kyk 2-3 hofdienaars uit na hom. En hy sê, gooi haar af. En hy het haar afgegooi sodat haar bloed teen die muur en teen die perde gespat het.
En hy het haar vertrap, so hy het oral gery ook nog met sy wa. En nadat hy ingegaan en geëet en gedrink het, sê hy, kyk tog om na die vervloekte en begrawe haar, want sy is 'n koningsdogter. Maar toe hulle gaan om haar te begrawe, onthou wat Jesus onthou wat God gesê het? Wat het God gesê oor haar? Die honde gaan haar opvreet, né? Maar toe hulle gaan om haar te begrawe, kry hulle van haar niks nie, as net die hoofskedel en die voete en die handpalms. Daarom kom hulle terug en gee hom dit te ken, en hy sê, dit is die woord van die Here, wat hy deur die diens van sy knegt Elia die Tisbiet gespreek het, naamlik, op die dorpsgrond van Jesreel sal die honde die vlees van die Sebel eet. En die lijk van die Sebel sal soos mis op die land wees, in die dorpsgrond van Jesreel, sodat hulle nie sal kan sê, dit is die Sebel nie. So, let baie mooi op, hoe is sy doodgemaak? Hoe is Agab en sy doodgemaak? Deur Jehu, die koning Jehu. Nou, en hy het oral gery met die wa. Dis baie belangrik daai, wat ek nou vir jou sê. Okay, right. So, kom ons gaan kyk 'n bietjie dan na die Jezebel gees. Ons het nou gekyk na wie's, maar nou nie vooruit lees nie, né? Ons het nou gekyk na die Jezebel. Wie was Jezebel gewees? Of Isabel, wat jy ook al wil noem, die ding wil noem. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie. Ons het nou gesien wie sy is, wat is haar geskiedenis, waar sy vandaan kom, wat sy gedoen het ons nou gehoor, sy die profete van God vervolg ensovoorts. So kom ons gaan kyk nou 'n bietjie na die Jezebel gees. Onthou nou eerlik, daai gees opereer nog steeds in vandag se tyd. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie wat is die kenmerke van hierdie gees. En let nou baie, julle moet nou baie mooi oplet, né? Eerstens, Jezebel was 'n heks en haar heksery is nog steeds aktief in vandag se kerk en wêreld. En dit is die scary gedeelte van dit alles. Haar gees opereer nog steeds vandag en waar? In kerke. Kyk, sy opereer ook buite die kerk, in werksplekke en daai plekke ook, né? Maar die groot fokuspunt is waar dit kom by die huis van die Here. Dis 'n verwoestende owerheid wat uitgaan om God se werk te verwoes. Hierdie gees is 'n baie gevaarlike owerheid en mense sal baie maklik in hierdie struik val. Ek wil gesê mense val net so vir hierdie ding, sonder dat hulle dit eers besef. Sonder dat jy eers besef, word jy 'n victim van hierdie ding. En dis die scary gedeelte. Want hierdie is nie soos 'n demoon wat jou possess nie. Hierdie is 'n owerheid wat jou dryf. Deur misleiding, deur verleiding en vals informasie ensovoorts. Kyk, veral predikers en kerke word geteken deur hierdie owerheid om oneffektief vir God te kan opereer. Maar hierdie owerheid, wat ek nou gesê het, werk ook buite kan die kerkgrense en mense se persoonlike lewens. So, dit kan in jou werksplek ook gebeur, waar dit werk. Nou, hierdie is krities belangrik, dat ons hierdie gees onderskei, en dat ons dit kan teenstaan. Maar kom ek vir jou sê, as ons hierdie gees net los, gaan hy verwoesting saai, tot Piet kom. En ek gaan vir julle self sê, ek self het al te doen gekry met die ding, kan laat ek vir julle vertel, hy vat vir jou tot op die been, en hy verwoes jou, laat er niks van jou oorbly nie. Vrouens is gewoonlik die geslag wat die maklikste geteken word, om te opereer onder hierdie gees. So vrouens is die meeste oop, om deur hierdie ding gebruik te word. Alhoewel sekere mans ook deur hom gebruik kan word. Kyk, onthou, mans kan ook deur hom gebruik word, as hulle sal daartoe, mans kan ook onder die Jezebel gees werk. Maar die meerderheid is vrouens. En dit is meestal vrouens wat onder hierdie owerheid opereer, daarom spreek ek, wat ek vir julle ook sê, wat ek net ook gesê, daarom spreek ek hierdie gees aan as sy. Okay, so julle is met my op daai ding. So ek pinpoint niemand om te sê, as ek praat van sy nie, ek praat oor 'n gees. Okay, en ek praat oor hierdie Jezebel ding. Alright. Hierdie gees kom eerstens teen die orde van God. Nou hierdie is baie belangrik. Sy kom eerste teen die orde van God. Nou wat is die orde van God? En nou wil ek hê, julle moet asseblief my nie verkeerd verstaan nie, want ek het al baie vlek gekry oor hierdie ding. Maar ek wil hê jy moet dit mooi verstaan. So ek gaan dit mooi probeer verduidelik. En selfs daar ook op die DVD wat jy kyk, moet my nou nie weer van my boodskappe stuur, ek is af die pad af nie. Ek preek God se woord. Okay? En nou moet jy baie mooi oplet. Hierdie gees kom eerstens teen die orde van God. Nou, God het 'n orde. God is 'n God van orde, hy het 'n sekere orde ingestel. En hy het vir die man gesê, man, jy moet heers. Nou, hierdie gees kom, en hy wil die gesagsposisie van die man inneem. Dis basies wat hy wil doen. So hy, veral in die kerk, vrouens wat in gesagsposisie staan, is maklike teikens om deur hierdie gees gebruik te word. En hierdie gees veroorsaak ook dat vrouens manipulerend en oorheersend optree, buitekant die orde van God. Nou die vrou wil in beheer wees en heers, wat buitekant God se orde is. Nou kom ek gaan vir jou vertel, hoekom ek het dan gesê het van die kerk, nou wat julle my mooi moet verdra. Ek het al hierdie ding baie keer ook gesien, in kerke waar daar vroue pastore is.
Kom ek gaan nou vir jou sê, 'n vrou kan nie in die amp, hoor my mooi, van 'n pastoor staan nie. Dis onbybels. Hoor my baie mooi vanaand. God het die man aangestel om te heers. Die pastoorsamp is 'n regeringsamp wat beteken hy moet heers. En God het nie die vrou aangestel om te heers nie. Ek weet julle kyk my nou met sulke snaakse oogies aan. Maar kom ek gaan vir jou sê, baie mense raak vir my kwaad as ek hierdie ding sê. Maar ek praat nie van vrouens, mag vrouens preek? Ja. Mag hulle profeteer? Ja, obvious, daar was baie vrouens in die Bybel wat geprofeteer. Dink aan Deborah, dink aan almal. Dink aan Rut, daar was kragtige vroue van die Here. Maar ek praat van die amp. Om in die amp te staan van 'n pastoor of van 'n prediker of van 'n dominee om te sê, want die rede is sy heers. As sy dan heers, beteken dit sy heers oor die man, sy is buitekant God se orde. En kom ons gaan lees dit in God se woord. Julle wil my nie glo nie, kom ons lees dit gou in God se woord. Kom ons gaan na Genesis 3 vers 16 toe. Genesis 3 vers 16. Ja, maar Henko, ons is nie meer onder die wet nie. Hier het niks met 'n wet te doen nie, hierdie is God se orde. Dis hoe God dit ingestel het. Ek het baie vlek gekry omdat ek eendag het gesê het, en mense verstaan nie hierdie beginsel nie. Ek is nie teen vrouens wat preek nie. Vrouens mag preek. Met liefde, hulle moet preek. Hulle mag profeteer. Hulle mag in die werk van die Here staan. Maar waarvan ek praat is die amp. Om georden te wees as pastoor dit en dit. Ek werk in die amp. Maak dit sin wat ek probeer sê? Nou kyk wat sê Genesis 3 en ons gaan daar lees in vers 16. Hy sê aan die vrou het hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap en met smart sal jy kinders baar. En na jou man sal jy begeerte wees en hy sal oor jou heers. As gevolg van die sondeval het God wat gedoen? Het hy die man aangestel en hy het vir die man gesê, jy sal oor die vrou heers. God het die man aangestel om te heers. Nie die vrou nie. Nou kyk, in 1 Timoteus 2. Blaai saam met my na 1 Timoteus toe. Onthou julle nou wat ons gelees het in Openbaring het gesê, ek het teen julle dat julle die profetes Isebel toelaat om te heers en te leer en te dit. Begin dit nou al 'n bietjie sin te maak. Ons gaan nou Openbaring weer daar lees. Maar kyk wat sê 1 Timoteus. 1 Timoteus hoofstuk 2 en ons gaan daar lees vanaf vers 12. Hy sê, ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Jy sien, as dit kom by God se orde, hier skryf Paulus aan Timoteus, wat 'n jong evangelis is, en hy skryf om die orde van die kerk. En hy sê, in die kerk, laat ek nie die vrou toe om te heers nie. God het 'n orde. Jy sien, in vandag se tyd, is dit baie populêr. Vrouens moet die evangelie verkondig. Sê ek jy mag nie preek, sê ek jy mag nie evangeliseer nie. Nee, asseblief nie. Alles behalwe. Jy moet. Maar hierdie het te doen met 'n amp, om te heers. Nou dis hoekom ek gesê het, hierdie gees kom eerstens teen die orde van God, veral in die kerk. Vrouens wat in gesagsposisie staan is maklike teikens. Want sy wil heers, en hierdie gees, wat doen hierdie Jezebel gees? Hy overrule. Verstaan julle hoekom staan daai vrouens dan as 'n maklike target om deur daai ding gebruik te word? Want sy sal reeds teen die orde van God, so sy sal reeds eintlik teen rebellie, of in rebellie teenoor God se orde. Daarom is sy oop om deur daai gees gebruik te word. En ek weet, baie mense gaan vir my kwaad raak hieroor. Dis God se woord, dis nie my woord nie. As jy vir een plek in die Bybel wys waar hy sê die vrou moet heers, change ek my onderwerp, nou. Jy gaan dit nie kry nie. Jy sê, dit is tyd dat ons ophou met speletjies speel, en dit is tyd dat ons bekeer en weer terugkom by God se woord. En dit is hoekom ons sulke snert ervaar in die kerke, want die vrou is buitekant orde. Die vrou is nie waar sy veronderstel ons moet wees. Is ek teen vrouens? Nee, glad nie, man. Geheel en al nie, want mense sê, ek is anti-vrou. Nee, ek is net vir God se orde. Dis dieselfde in huishoudings. Wanneer God se orde in jou huishouding verkeerd is, as die man nie die priester en hoof van sy huis is nie, en die vrou is nie onderdanig aan die priesterskap van die huis nie, en die orde in die huis is verkeerd, het jy chaos in jou huis.
Dis dit, gaan sorteer die orde uit, en dan gaan jy sien alles in die res van jou huishoudings regkom. That's it. Baie mense wat by my kom in berading, sal ek het vir hulle sê, sorteer eers jou orde in jou huis uit. Dan sal jy sien, die res van die goed sal sommer self in plek val, want jou orde is verkeerd. God, nommer 1, man, priester en hoof van sy huis. Derde, die vrou. Wat is die vrou se doel? Onderdanigheid aan die man, bedoelende, ek ondersteun my man, ek staan met hom. Jy's nie die vloerlap nie. Ek het al baie verduidelik in hierdie gemeente. Jy sê warrior, jy tree vir hom in, jy beskerm hom, jy dra hom. Nou van die anties wat nou al kwaad word vir my hierso. Wees raak raar vir my kwaad, julle wil nie weet nie hoor. Hierdie persoon ondermyn gesag. So 'n Jezebel gees, 'n persoon wat deur 'n Jezebel gees gedryf word, ondermyn gesag. Jy sal sien veral in 'n gemeente ook. Sy ondermyn gesag. Sy sal geen respek toon teenoor die gesag oor haar nie. Sy opereer onafhanklik. Sy vervolg mense, manne van God. Sy vervolg mense ook, ja, maar sy vervolg spesifiek manne van God, profete en predikers. Hierdie is baie belangrik van ons sê. Onthou nou wat het Jezebel gedoen, hè? Sy vervolg predikers en veroorsaak gewoonlik baie skeringe en tweedrag in gemeentes. Tot op so 'n maat dat kerke uitmekaar uitskeer. Dis 'n verwoestende gees en sy tap die lewe uit manne van God tot op so 'n mate dat hierdie manne val en hulle bedienings heeltemal opbreek. Dis haar missie om manne van God te verwoes. Dit is wat hierdie gees doen. Hy opereer in kerke om dit op te breek, want daai persoon hou nie van gesag nie, hou nie van God se orde nie. Dis 'n rebellie teenoor hierdie God se orde. Sy verkry wat sy wil hê deur manipulasie en deur leuns en kan mense maklik oortuig om aan haar kant te wees. Baie maklik. Sy gooi gewoonlik maar tantrums en gewoonlik moans oor alles en sy hou 'n godsdienstige skyn voor om simpatie te verkry. En is maklik oortuigend, sy's verskriklik oortuigend. En sodoende werf sy mense onder haar, om saam met haar te kan staan. En dit is waar die probleem kom, want dis waaruit sy haar krag put. Want sy gebruik jou net as 'n pion. Scary. Sy is gewoonlik oorsensitief, so sy oor enige issue, gewoonlik oorsensitief, ruk haar op vir niks. En oor enige issue, jy kan nie met haar praat nie, jy kan nie met haar deel nie. En sy gee nie waar kom oor ander mense se gevoelens nie. Alles handel oor haar eie wil en begeertes. Eina. Mense, dis tyd dat mense moet begin wakker word. Selfs in ons werkplekke, selfs in ons familie, selfs in ons goed gaan ons met hierdie ding al te doen kry. En jy gaan begin agterkom, maar ek wil vir jou sê, as daar nou 'n persoon is wat nou net een van hierdie goedjies het, is dit nou nie te sê die persoon word nou gedryf deur 'n Jezebel gees nie, okay? So ek wil dit regstel. Maar 'n Jezebel gees opereer in 'n klomp van hierdie goed. Jy gaan 'n klomp van hierdie eienskappe by so 'n persoon herken. Sy is nie simpatiek en vergewensgesind teenoor haar slagoffers nie. So as sy in opstand kom teenoor gesag of teenoor iemand, en sy het 'n missie om iemand te verwoes, sy is nie simpatiek teenoor daai persoon nie, sy sal way out gaan om daai persoon te verwoes. En sy is ook nie vergewensgesind teenoor daai persoon nie. So sy sal ook nie maklik vergewe nie. Sy sal sê ek vergewe, maar sy sal altyd 'n grudge hou. Maar sy manipuleer die situasies ook so, dat sy haarself as die slagoffer voorstel om simpatie te verkry, en die persoon wat dan waarlik eintlik die slagoffer is, word in hierdie geval verstoot. Jy sien wat sy basies doen, sy change die situasie. Sien dat daar gebeur iets, sy veroorsaak 'n ding om te gebeur. Dan gaan sy daai situasie omdraai, laat sy lyk soos die onskuldige party, en laat sy moet simpatie kry, en die persoon wat regtig waar, die een wat die aanval beleef het, gaan basies hoog en droog staan. En hy gaan alleenig staan, want die res van die mense gaan sy na kant probeer kry, om daai persoon te verwoes. Dis 'n scary, lelike gees hierdie. Sy verkondig leuns, en sy glo ook haar eie leuns. So, onthou wat sê Johannes 8 vers 44, die duiwel is die vader van die leuns. My pa het altyd gespon en sê, daai persoon lieg tot as hy bid. Jy weet, dit is 'n bietjie 'n beligter woord, maar dit is die waarheid. Sy sal die waarheid vermy, of willens en wetende die waarheid terughou van ander, sodat 'n vals prentjie geskets word oor 'n situasie en teenoor ander. Dat mense nie die ware prentjie moet sien nie.
Sy tree impulsief op en is baie dominerend. Nou wat is impulsief? Sonder om te dink. Sy doen net goeie sonder om te dink. Sy is onvoorspelbaar en sy wil altyd in beheer wees. En sy sal mense te nakom om te verkry wat sy wil hê. Henko, is daar regtig sulke mense? Ja. Sy versamel vir haar 'n groep mense wat onder haar leiding submit en gebruik hulle om krag en energie te tap. Dis hoe daai gees gevoed word. Weet jy wat is die ergste van alles? Mense wat deur die Jezebel gees gebruik word, besef nie eers hulle opereer in die Jezebel gees nie. Hulle besef dit nie eers nie. Hulle is self so mislei. Hulle besef nie eers hulle staan onder daai gees nie. En dis hoe daai gees in hulle lewe operate, is deur die mense wat onder haar submit. Hierdie mense wat sy kry om saam met haar te staan. En saam met haar daai ding, haar buddies. Dis hoe daai gees krag ontvang. Dis hoe hy sal bly voortbestaan. Jy sal sien, as jy ook met daai gees te doen kry, of met so 'n persoon te doen kry, as daai persoon alleenig is, en jy kon daai persoon, en jy is 'n groep wat opgang teen daai persoon, dan word daai persoon baie simpatiek, baie soos 'n lammetjie, weet, trek terug, en baie heilerig en so. En sy is nie beskiklik die victim. Want sy het nie krag as sy alleenig staan nie. Sy moet 'n netwerk hê om haar te boost. Dis waar hy dan die krag kry. Dis hoekom ek nou vir jou gesê het, oppas dat jy nie in die struik val om een van haar pionne te word nie. Want sy gebruik jou net. Gaan sy verder. Sy het geen berou as sy iemand seer gemaak of te nagekom het nie. Sy sal altyd haar dade regverdig. Sy vra nie maklik om verskoning nie. Dis iemand wat altyd sal sê, ja, maar daar's 'n rede hoekom ek gedoen het wat ek doen, en jy doen dit so, en jy maak so, en daarom is ek geregverdig om te doen wat ek doen. Sy word vinnig kwaad, veral as mense nie submit onder haar wil nie. So as sy nie haar sin kry nie, wip sy haar vinnig. Sy volg gewoonlik haar eie manier en hou nie daarvan om onder ander se reëls of gesag te submit nie. Wat ek gesê het, sy volg haar eie kop. Sy wil onafhanklik wees. Sy wil nie onder reëls of gesag opereer nie. En die ergste van alles is berading, gaan nie eers vir so 'n persoon help nie. Help jy vat so 'n persoon vir berading of vir bevryding of so 'n tipe goeders nie. Want hierdie persoon besef baie keer nie eens wat hulle is nie. En sy sal dit ontken dat sy nie so is nie. Dis die scary gedeelte van hierdie ding, want dis hoe hierdie gees operate. Sy verkry krag deur ander te verwoes en te manipuleer. So dit is sy wil uitgaan om mense te verwoes, en dit is wat daai gees boost, dit is wat daai gees, dis amper soos 'n adrenaline rush, as sy iemand verwoes, of iemand te nagekom het, dis soos 'n adrenaline, ek wil sê, dit charge haar batteries, want sy het nog 'n oorwinning behaal. Sy kry haarself gewoonlik in posisies van gesag. Nou, hoor nou baie mooi, hierdie tipe persoon kry haarself gewoonlik in posisies van gesag, waar sy in 'n leierskapposisie beklee, of 'n hoë posisie, of hoog in aansien is, of iets in die lyn. Veral in kerke en werk en instansies, en is baie moeilik om hulle daar uit te kry. Baie, baie moeilik. Hulle manipuleer hulle wys so, dat hulle iewerste in 'n top ding struktuur moet wees, dat mense moet opkyk na hierdie persoon toe. Hulle is baie spelerig, of hulle kan ook sweet, ek noem dit nou sweet voorkom, soos jy weet, is 'n nice voorkom, sweet voorkom, of hulle sal 'n perfekte houding hê, soos I'm holier than thou, jy weet, hulle sal voorgee hulle is wat hulle nie is nie. Afhangende van die situasie, so dit wissel van die situasie, hoe hierdie persoon dan sal optree. In gemeentes wil hulle altyd in beheer wees of veroorsaak onmin, en hulle onderbreek ook baie keer die salwing, tydens 'n diens. So byvoorbeeld, ek het al baie keer gekry, as jy 'n persoon wat onder 'n Jezebel gees beweeg, en sy is byvoorbeeld in 'n praise and worship groep, en sy is deel van die voorsangers. Jy sal sien, elke keer, net wanneer God se salwing wil begin val, wanneer die salwing deurbreek, dan sal hy persoon iets doen, of sy sal ewesklik begin val, sing of begin skree, of sy sal as prins iets doen met die klank, of iets sal altyd gebeur, om dit te keer. Sy sal altyd, dis net 'n voorbeeld, sy sal altyd dit probeer interrupt. Of sy sal altyd net iets doen, om net te wys, maar ek is ook in die prentjie. Dit is 'n baie, hoe kan ek sê, dit is 'n baie openlike ding hierdie. Hulle kom soms baie charming. Ek weet nie wat is charming in Afrikaans nie. Waar is die juffrou? Charmant. Hulle is baie charmant en charismaties partykeer. So hulle is partykeer charismaties, hulle is baie, en ek sê mos, hulle het 'n skyn van godsaligheid, maar die krag daarvan
is verloon. Jy sal ook sê, baie keer, is hulle baie godsdienstig. Sal baie godsdienstig wees. Want sy sal 'n beeld voorhou wat sy nie is nie. Hulle is krities oor ander en hulle is nooit verkeerd nie, hulle is altyd 'n slagoffer. Nou onthou, daar's 'n verskil tussen krities en tussen om iets uit te wys wat vals is. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. Krities is om altyd fout te vind. Vandag was dit nie weer te hard, môre is dit weer te sag, dan is hierdie ding is weer skeef, dan is daai ding nie so nie, dan is hierdie nou nie reg volgens my sin nie. Alles moet draai volgens daai persoon se sin. En as daai persoon nie daai persoon se sin kry nie en wippel dit so hulle 10 bare en blaas hulle so op. Sy sweep ander mense op, hierdie is ook baie belangrik. Sy sweep ander mense op en bring klagtes in teen haar slagoffers en sodoende oortuig sy mense om aan haar kant te kry. As mense nie ingee hiervoor om onder haar te submit nie, raak sy aggressief en kwaad. So jy sien wat baie keer gebeur is, sy sal leuns inbring teenoor die spesifieke persoon wat sy nou target om te verwoes, of instansie, of ding wat sy wil doen, sal sy leuns inbring, en sy sal die situasie so aanvuur, dat die mense, wat basies daarby al is, basies, ek sal sê gebrainwash word, om te sê, maar hoorie so, ja, ben jy's reg. Ek het al een tyd, het ek vir 'n vrou gesê, dit ek ook al te doen gekry het, die een vrou, het onder hierdie gees geopereer en sy gee vir my baie grief. En die ander dag bel 'n ander vrou my. En die vrou sê vir my presies dieselfde goed wat die vrou sê. En ek vra vir haar, hoor jy net so by the way, net uit die blou tyd. Watter laas het jy met daai vrou gepraat? O nee, gister, ek sê ek weet, want weet jy wat, jy klink net soos sy. Ek's klaar onder haar invloed. Dis 'n Jezebel gees. Sy claim om gelowig te wees en hou vas aan geloofsentimente. Hierdie is baie scary, né? Sy claim om gelowig te wees en hou vas aan geloofsentimente, maar haar aanbidding is eintlik baie oppervlakkig en skyn, en die redding van hierdie persoon is debatteerbaar. Ek kan regtig sê, ek twyfel of hierdie persoon regtig bekeerd is, regtig weergebore is. Want, aangesien daar 'n skyn van godsaligheid is, wat ek ons nou gesê het, is die krag daarvan verloon. Ons is amper klaar, julle hoor. Sy beheer gewoonlik haar man, nou hierdie is ook baie belangrik, sy beheer gewoonlik haar man met seks, en sy kies gewoonlik 'n passiewe man, soos 'n Agab, wie sy kan oorheers en domineer. Jy gaan ook sien in hierdie persoon se verhouding, sal sy die sterk ene wees. En sy sal overrule. En sy sal oor die man heers. Partykeer sal dit andersom wees, die man sal partykeer maar bietjie opstaan en bietjie stir, maar meeste van die kere sal sy die een wees wat die besluite neem, wat die dinge doen en wat so aangaan. En wat interessant, hoekom ek sê sy beheer haar man met seks? Hier is 'n baie krasse stel, maar dit is die tipe persoon wat haar man sal afpers, byvoorbeeld, as dit by sulke dinge kom. Sy sal dit hou as 'n wapen. Vrouens wat in die gees opereer is gewoonlik getroud. Hulle is gewoonlik getroud. Meeste van hulle is getroud, né? Maar as hulle enkel is, kan hulle ook homoseksueel wees. Dis 'n baie interessante punt hierdie. Omdat hulle sulke sterk persoonlikhede het. Maar gewoonlik is hulle getroud, want hulle skuil agter die gesag en die autoriteit van die man. Jy sal sien, baie keer wanneer die heat opkom, dan sal sy gaan skuil agter die autoriteit van die man. Maar sy sal op die voorgrond wees om te stir. Dit is 'n scary een. Nou hierso sien julle nou 'n prentjie van Elia, wat nou daar teenoor Agab en nou Jezebel nou praat. Nou hoe oorwin ek hierdie gees? Want dink jy, hierdie is 'n lelike stronghold, hè? Hoe oorwin ek hierdie ding? Want dis nie 'n demoon wat ek uitdryf nie. Ek kan nie raai wyk Satan en dit gaan nie so lekker werk nie. Hierdie is 'n owerheid. So hoe gaan ek hierdie ding oorheers? En hoe gaan ek hierdie ding oorwin? Ons kyk, hoe oorwin ek hierdie gees en aanslaap? So wat ek gesê het, hierdie is 'n owerheid en daarop gee die woord van die Here ons 'n duidelike antwoord hoe om hierdie geslag teen te staan. Kyk wat sê Efesiërs 6 vers 11. Weer eens, ek het dit in die begin gesê, trek die volle wapenrusting van God aan. Moenie iets kort kom in jou geestelike lewe nie. Maak seker jy beweeg onder hierdie wapenrusting van God. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers. So hier sê hy vir ons, as jy die owerhede wil teenstaan, wat moet jy doen? Die wapenrusting van God. Want daai ding gaan aanslaan loods teen jou. So dit beteken, ek sal hom kan teenstaan. As ek onder die wapenrusting van God staan. Nou ek het al baie keer hierdie ding gehoor, as sê mense, ek trek elke dag die wapenrusting aan. Nee! Dan beteken dit jy het hom op 'n tyd uitgetrek.
Jy moet dit nie doen nie. Jy moet permanent onder leiding bly. Hy sê wat ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op. Nie net een of twee dingetjies nie, die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. So weerstaan die ding, man. Hy sê julle lendene met die waarheid omgord. So wat 'n waarheid? Maak seker jy ken God se waarheid, want wat het ek nou vir jou gesê? Hierdie gees is 'n misleidende gees. Maak seker jy ken die waarheid oor 'n situasie. Maak seker jou oortjies is oop. En wees objektief wanneer jy na dinge kyk. Moenie net alles vat vir soetkoek nie. Weet jy hoe maklik is dit om mense te oortuig van 'n saak? Veral as mense 'n bietjie gullible is. Hy sê gaan verder, hy sê, en staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarby julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Ek het mos nou vir julle verduidelik hoe werk hierdie ding. Dis 'n package deal. Bly onder die Here se beskerming. Want daarmee gaan jy hierdie vuurige pyle kan uitblus. Terwyl hulle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. Nou hier is sekerlik een van die belangrikste punte, bid. Besef wat se autoriteit jy in Christus het. Onthou, ons praat hoe gaan ek hierdie ding oorwin? Besef wat se autoriteit jy in Christus het. Hy het reeds die duiwel oorwin aan die kruis. So hierdie ding wat hulle vir jou gaan sê, ons gaan nou 'n bietjie daarna praat oor die bloedlyn goeders. Jy moet eers gaan oorlog voer en dan moet jy gaan hierdie ding gaan bind en daai ding gaan breek en dan hierdie ding bestraf en dis snert, man. Jy kan net jou autoriteit opneem en hierdie aanslaanwerke van die duiwel bind. Lukas 10 vers 19 sê vir ons, want ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag, oor 'n bietjie van die mag, oor sommige demone. Nee, oor almal, insluitend in hierdie ding. En Jakobus 4 vers 7 sê vir ons, onderwerp julle aan God en staan die duiwel te. So eerstens onderwerp jy aan God, sorg dat jy in verhouding met Jesus is. Hy sê, in geestelike oorlogvoering, nou hoor my mooi, in geestelike oorlogvoering, tree in gebed en bid kragtig teen hierdie owerhede en werke. Hou aan bid tot die stronghold gebreek is. Weet julle, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk, maar gebed is fundamenteel belangrik vir hierdie gees. Gebed, julle sal dit nie glo nie. Hinkie so maklik, ja, gebed. Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Hierdie ding, daar's 'n teaching wat verby, dis 'n bloedlyn vloek. Weet jy, hierdie ding kom in jou bloedlyn voor, en jy moet die bloedlyne gaan breek, en hierdie gedis, snert man. Toe jy 'n kind van die Here geword het, het hy vir jou aan die kruis 'n nuwe bloedlyn gegee. So die vloek is reeds gebreek, want Jesus het met die vloek aan die kruis geword. Hy het reeds die vyand oorwin. Hy is oorwonne vyand. Jy moet dit net vat. Jy moet dit net vat en dit claim en dit toeëien en sê, Here, ek kom staan op die woord. It is done, it is finished. The battle is won, the battle is over. At the cross where I first saw the light. Dis waar het gebeur het. Hy is 'n oorwonne vyand, ek kry sommer 'n salwing. Gebed bind, en onthou wat ek gesê het, gebed is baie belangrik. Gebed bind die Jezebel gees. Hoor mooi. Gebed bind die Jezebel gees. Nie gaan breek hierdie vloekie, gaan breek daai vloek en gaan gooi hierdie watertjies en daai moetiekies en dan gaan spreek jy daai ene vrou en dan gaan jy hier na die Egiptiese godsdienst, dan gaan sny jy daai ding af en dit wat jou voorvader, daar moet jy nog gaan bely. Snert man. Jy bid en jy sê, Here, ons staan hierdie ding te in die gees, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, wat sy bloed gestort het op Golgotha. Jy sê, dit is belangrik om haar te onderskei en dan teen haar aanslae te bid. Dit is belangrik. Gebed maak haar krippel. Hoor mooi, gebed maak haar krippel. As jy bid, dat haar hart sal sag raak en dat sy sal submit, is dit symbolies soos jy wat haar vertrap het met sy wa. Dis dieselfde uitwerking. Jy maak haar kragteloos. Want hoekom? Sy kan nie submit nie. Haar hart is nie sag nie. Jy bid teen haar karakter en jy sê, Here, verander haar, tree in. Intersessiegebed is kragtig, mense. Intersessiegebed praat ek van tree regtig in. En die baie belangrike ding is, die gemeente moet opgang teenoor haar. Wat beteken dit? Dit beteken jy as gemeente moet nie net alleen bid nie. Jy alleen nie. Kry boeties en sissies en gang op teen daai ding. Onthou nou wat ek nou vir julle gesê het, hy kry krag deur sy onderdane, maar hy swak as hy alleen moet staan. Hy skuil altyd agter iets. Gang op in gebed teenoor daai ding. Staan in saam, kragtig in gebed en spreek daai werke aan. Doen dit.
kragtig, powerful in gebed. Sy word oneffektief as die meerderheid teen haar opstaan. Bind en breek haar werke in die naam van Jesus en bid dat die persoon om te submit onder God se hand. Dus, en jy hou aan bid totdat die stronghold gebreek is, totdat dit deur is. Hou jy aan bid. Onthou net, the blood of Jesus broke every yoke, so wat ek hier geskryf het. Wie die seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Bly in geloof en claim die oorwinning in die naam van Jesus. Bly in gebed en vra die Here, nou, ek wil veel innig gesê, nou kry ons hierdie geval waar, nadat jy gebid en goed is, maar hierdie persoon hou aan en aan en aan, want dit gebeur baie keer, dat hierdie persoon net aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en dit hou nie op nie. En die aanslag raak het erger. Nou gaan ek na Bybelse riglyne kyk. Hoe jy dan met so 'n persoon in 'n gemeente opset. Behandel, okay. Maar kyk, bly in gebed en vra die Here hoe om die situasie te hanteer. Deur die Gees sal hy jou lei. Dit is baie belangrik hierdie mense. Kom ek vir sê, jy deel nie met hierdie ding op jou eie wysheid nie. Jy het God se wysheid nodig. Bid en vra die Here, Here, hoe moet ek hierdie ding teenstaan? En laat die Gees jou lei. En baie belangrik is, hoor mooi by die Here wat jy moet doen. As jy iets anders te dalk moet doen, hè. Maar die belangrikste aspek van geestelike oorlogvoering is gebed. Hou vas aan die Here en vra leiding van die Heilige Gees. En tree in. Nou daar is Bybelse riglyne hoe mense te hanteer wat doelbewus aanhou om aan hierdie gees te opereer. So baie, onthou net hierdie is 'n stronghold wat mense kies om in te opereer. So mense kies, hulle is nie gepossessed deur 'n demonie, hulle kies om in daai stronghold te opereer. Hulle kies om te submit onder daai gees. So hulle moet 'n keuse maak en besef wie hulle is en wat hulle doen, en dan moet hulle moet vrykom van daai ding af. Maar nou kry jy mense wat nie wil erken nie en wat dit doelbewus aanhou en dan uitgaan om jou te gaan vernietig. Nou daar is in 'n gemeente opset, is daar sekere riglyne, hoe dan te werk gaan. Dis nie altyd 'n aangename taak nie, maar ongelukkig in sekere gevalle moet mense maar hierdie Bybelse riglyne toepas. En teenoor mense wat tweedrag en verwoesting saai. God haat tweedrag. Hoor my maat, hoor my baie mooi vandag, ek het al baie gepreek oor die tong in hierdie plek. God haat skinder en God haat tweedrag. En wanneer jy tweedrag saai en wanneer jy skinder, is jy besig om hierdie gees te voed. Hoor my baie mooi. Gaan lees bietjie, julle gaan 'n skok van jou lewe kry. Gaan lees bietjie Spreuke 6 daar vanaf vers 16 tot 19. Kyk 'n bietjie daarso. Spreuke 6 vanaf vers 16 tot 19. Gaan lees dit asseblief. Merk dit sommer groot in jou Bybel en maak dit deel van jou lewe. Nou hoe hanteer ek 'n persoon wat onder die Jezebel gees opereer in my gemeente? So as ons nou met so 'n ding te doen kry in hierdie gemeente, hoe gaan ons dit nou hanteer? Soos onthou nou, moenie toelaat dat daardie persoon julle manipuleer nie. Onthou nou, hier is baie belangrik wat ek vir jou sê. Moenie toelaat dat daai persoon die gemeente manipuleer nie. Staan op as 'n groep teen haar. En die sê van moenie kwaad saai nie, maar onderskei hierdie gees mooi. Dis net te sê as ons nou 'n besluit moet neem oor iets en Tannie Sashua sê die ding moet groen wees en Dalian sê die ding moet geel wees, nou is dit 'n Jezebel nie. Nee. Dis julle verstaan wat ek dink deur die lesing kon julle agterkom daar sekere goeders wat inkom. Maar as daar nou 'n persoon kom wat wil skeuring saai en wil verdeeldheid saai in hierdie gemeente, wat loop en stories verkondig agteraf, wat loop en mense sleg maak, wat mense afbreek, wat die gemeente wil laat afbreek. Sulke dit goed. Hoe gaan dit te werk met so 'n ding? Dis waaroor dit hierso gaan. Hier is die Bybelse riglyne. Nie my riglyne nie. Dis God se riglyne. Ek het sover vir julle al hierdie karaktereienskappe, al die goedes vandag alles uit die woord van die Here uit vir julle gehaal. En dis alles net om bietjie te lees en 'n opsomming te maak van die karakter van hierdie persoon. Moenie toelaat dat daardie persoon julle manipuleer nie. Staan op as 'n groep teen haar en moenie luister en val vir daardie persoon se stories en pity parties nie. Want dis wat gebeur, is pity parties. Hulle speel op gevoel om hulle sin te kry. Ignoreer jy daardie persoon? Dis die eerste raad wat ek altyd vir mense gee. Ignoreer hulle net. Moenie niks doen nie, ignoreer hulle net en gaan bid. Hou daai persoon dop. Kyk wat sê Romeine 16 vers 17. Hy sê, ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog, wat tweedrag en aanstoot veroorsaak, teen die leer wat julle geleer het en vermy hulle. So hou haar in die oog, hou daai persoon of hom in die oog. Hou hulle dop. So bedoel van, let op wat hulle doen. Maar ignoreer hulle. Moenie eers aandag aan hulle skenk nie. As hulle kom met hulle storieetjies en hulle kom en goed, jy word nie deel daarvan nie. Jy ignoreer 'n geskindery, jy niks daarmee te doen, jy sny jou af van daai goed af. Dis die eerste plek hoe jy daai ding oneffektief maak. So jy ignoreer hom net. Hy sal sy tantrums gooi en hy sal sy dinge doen, maar eventually sal hy submit. Hy sal eventually ophou want hy kry geen reaksie nie.
So dis die eerste ding. Dis die eerste punt wat ek altyd vir mense sê, ignoreer hom net. Maar nou gebeur dit dat dit aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en dit stop nie. Wat doen jy dan? Volgende stap wat jy kan neem. En nou, hier is belangrik as hier is Bybelse aspekte. Waarsku so 'n persoon dan om te breek waarom hy of sy besig is? In liefde? Okay, onthou dit een ding, ons doel is om mense te herstel en nie uit te sny nie, né? Ons wil mense herstel. Ons wil nie, ek het ons baie keer gesê, ek glo nie in kerklike tig in hierdie kerkie want dan moet ek julle almal onder tig plaas. Ek glo om mense te herstel. As iemand 'n fout begaan het, hy bekeer en hy kom om daai persoon weer te herstel, weer terug by die Here. Dit is waarvoor ons as boeties en sissies daar is. Okay? Maar nou praat ek van doelbewuste aanslag. Hy wil nie bekeer nie. Maar kyk wat sê Galasiërs 6 vers 1. Hy sê, broeders, as iemand ewenal deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is. Hy praat met wie? Julle, die kerk. Hy sê, moet julle wat geestelik is, so een reg help, met die gees van sagmoedigheid. Terwyl jy op jouself let, laat jy nie ook versoek word nie. So hy sê, 'n gees van sagmoedigheid. Nie die 5voudige bediening nie, oom Willie. 'n gees van sagmoedigheid. Gaan praat met die persoon. As dit aanhou en aanhou en aanhou, eers is vermy hulle. Maar as dit aanhou en aanhou en aanhou, die tweede en as jy sien hier kom nou, dit hou net aan, dit raak dit erger. Dan gaan jy mooi na die persoon toe, maar dit sal gewoonlik ek dan wees, of ek, of 'n ouderling, of whatever sal gaan, en ons sal met daai persoon gaan praat en sê, asseblief, weet, jy's besig met 'n verkeerde ding. Jy weet, wil jy nie dit ophou doen nie? Want mense kry seer. Weet, in liefde en sagmoedigheid en op 'n mooi manier. Maar, nou as die persoon nog steeds dan nie wil bekeer nie, en dan nog steeds aanhou. En die persoon nie ophou met sy of haar bedrywighede nie, moet hy of sy dan openlik gewaarsku word, en daar is 'n Bybelse riglyn wat ons te volg. Nou kyk nou wat sê Jesus. Hierdie is Jesus se woorde. Nie enkel se woorde nie. Jesus se eie woorde, se riglyne. Matteus 18 vers 15, hy sê, en as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. En dit is dieselfde met julle, as daar probleme is tussen julle. Gaan sorteer dit uit met jou broer. Moenie eers dan na hierdie ou toe hardloop en dan die saak so gaan na jou boetie toe sê, hoor hierso, ek en jy, ek het 'n probleem. Jy weet, dit wat jy gedoen het teenoor my was nie reg nie. Kan ons dit nie uitsorteer nie. Okay? As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewen. Hoor jy? So, as hy na jou luister, jy gaan en jy gaan praat en sê, hy luister, jy het nie reg opgetree teenoor my nie. Ek is jammer, ek was dalk verkeerd ook gewees van my kant af, maar kan ons nie hierdie saak uitsorteer nie. Tussen julle twee eerste. En as dit dan nie gebeur nie, hy sê, maar as hy nie wil luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, dan kom hy nou in die gemeente, soos, en dan ek praat in 'n gemeente opset, dan sal die pastoor en dan ouderling of whoever sal dan nou gaan, en dan sal die persoon gaan sien. Hy sê, maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 of met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. So jy sien, daar is 'n proses wat jy volg. Kyk wat sê Matteus 18 vers 17 aan, hy sê, as hy dan nie na hulle luister nie, nou hierdie is 'n baie onaangename taak, dis nie 'n taak wat ek vir enige prediker toewens om te doen nie, dis 'n ruk vir 'n kerk gewoonlik, wanneer dit gebeur. Maar as hy dan nie na hulle luister, hy sê dit aan die gemeente. So wat beteken dit dan? Jy bestraf hom voor die gemeente. En dis nie 'n aangename taak nie, want gewoonlik jy haal hom uit voor die hele gemeente. Dit ruk gewoonlik 'n gemeente. En dis nie wat 'n ou wil hê nie. Maar praat ek nou onbybelse goed of is dit Jesus se eie woorde? Kyk nou wat dan gebeur. En as hy nie na hulle luister nie, sê dit aan die gemeente, né, so wat ek nou gesê het. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, as hy nog steeds aanhou, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Dan sny hy hom af. Dan kan jy vir hom sê, asseblief, verlaat die kerk. Dis kras. Dit is, 'n ou wil nie na daai punt toe gaan nie. 'n ou wil altyd eers restoreer, 'n ou wil altyd eers dit regmaak. Maar hierdie is wanneer iemand willens en wetens teen dit optree. Kyk wat sê Matteus 18 vers 18, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, en hierdie is ook belangrik, en dan het ek gepraat van die Jezebel gees en van gebed. Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Jy sien, Jesus het vir julle alles gedoen in die kruis. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op hierdie aarde, oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Nou in hierdie geval, indien so 'n persoon steeds aan, en nadat jy hom nou afgesny het, nou hierdie mense, die volgende ding wat ek nou vir julle gaan verduidelik, wil ek vir jou nou sê, ek wil nie eintlik dit eers vir julle teach nie. Ok? Dit is 'n baie kras
optrede. Okay? En ek vra julle mooi, moenie net dit doen nie. Hierdie moet regtig wees wanneer daar geen meer hoop is nie, wanneer die persoon nog steeds aanhou, wanneer hy nie wil bekeer nie, wanneer hy nog die kerk dan wil verwoes, of mense wil aanhou verwoes, dan is hierdie die volgende stap dan om te vat. Maar hierdie is 'n kras stap, is 'n baie erg stap, dis die toppunt wat ek nie in my lewe eers wil aan dink om te moet doen nie. Okay, so en ek wil vir jou ook sê, moenie net goeders uitspreek nie, want hierdie is baie ernstig wat ek nou sê. In hierdie geval, indien so 'n persoon steeds aanhou om doelbewus skeuring te veroorsaak, sal die beste raad volgens die skrif wees om so 'n persoon dan af te sny van die gemeente en om hom haar te hou dan as heidens, wat ek nou gesê het, né? En indien die aanslag steeds voortgaan, is daar ongelukkig niks wat ons verder kan doen van ons kant af om hierdie persoon te rehabiliteer nie, en dan bly daar net een ekstreem stap oor, en hierdie stap moet waarlik die laaste opsie wees, want dit is 'n baie ernstige ding. Ek het nou vir julle gesê. Ek sal altyd, wat ek ook sê, ek sal altyd mense aanraai om eerder die saak aan die Here oor te gee, dat hy daarmee deel, verder, maar onthou net hierdie persoon vervolg God, né? Hy vervolg nie jou nie. Weet jy, baie mense dink dat hierdie aanslag van die Jezebel gees is op 'n persoon gemik. Onthou, gaan lees bietjie in Handelinge 9 vers 4, toe Saulus, nog voordat Paulus was, op pad was om die Christene te gaan vervolg. Toe verskyn Jesus aan hom. En hy sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Onthou jy het een ding, né? Dit wat hy aan 'n kind van God doen hy nie net aan 'n kind van God nie, hy doen dit aan God homself. Jy sien, so daarom sal God met hom deel. Daarom sal ek ook altyd in sosiaal sal ek sê, Here, ek gee dit oor aan U. Nog voordat alles die Here, ek gee, van die begin af, by die eerste stap al waar ek kom om dit te vermy, sal ek kom en ek sal sê, Here, ek gee die situasie oor aan U. En weet jy wat, die Here het al baie mense gedraai so, né? Hy het al baie met hulle gewerk en dan het hulle gedraai en dan het hulle bekeer, né? Maar, dan kom dit nou op 'n punt waar die persoon regtig uitgaan om verwoesting te saai, en hierdie is 'n baie ekstreem geval. Maar indien die aanslag dan ons nog steeds aanhou. 1 Korintiërs 5 vers 3. Julle het al baie seker al gewonder oor hierdie vers, maar nou gaan ek dit vir julle verduidelik. Want wat my betref, het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het in my gees, saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer, tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. So in hierdie geval laat God verder met die persoon deel, maar jy moet net aanhou bid nog steeds, né? Maar bid is die wapen teen Jezebel. Nou kom ek gaan vir julle verduidelik wat beteken om so iemand aan die Satan oor te lewer. Dis wat ek vir julle gesê, dis 'n ekstreem stap. Wat beteken dit? Wanneer hierdie persoon nog steeds verwoesting wil saai en nog steeds nie wil bekeer nie, dan kom jy as gemeente en ons as gemeente by mekaar en dan sê, Here, haal nou U hand van hom af. En ons as gemeente lig ons hand van hom af. In die sens van, Here, ons gee hom nou oor aan die vyand. Ons hou nou ons hande van hom af, en God, U haal U beskerming van hom af. En dit is 'n baie ekstreem geval. Want wat dan gebeur is gewoonlik, en ek kan vir julle getuienis gee, ek gaan nou nie name noem nie, maar daar's 'n pastoorsvriend van my, deel met my hierdie getuienis, hy het ongelukkig die onaangename voorreg gehad, om so 'n stap te moes geneem het. En 'n spesifieke persoon wat verskriklik baie moeilikheid veroorsaak het. En dit het op so 'n punt gekom, dat hulle as gemeente saamgekom het en gesê, Here, ons gee hom nou oor aan die vyand. 'n week later is die persoon in 'n verskriklike groot karongeluk. En hy is amper dood gewees. Maar, wat beteken hy vers? Om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Wat toe gebeur het, toe hy in daai groot ongeluk kom en die duiwel steel amper sy lewe, het dit daai persoon tot stilstand geruk. En die pastoor kon hom toe gegaan het met hom gedeel het, en daai persoon het tot bekering gekom. Maar dit is 'n ekstreem geval. Dis nie iets wat jy moet doen nie, want ons wil nie iets slegs teenoor ons medeboeties en sissies doen nie. Julle verstaan wat ek bedoel daarby. Maar dis 'n baie ekstreem geval om te sê, Here, haal nou U hand van hom af. Weet, en dit is weer eens wat ons sê, dit gaan as gemeente saamgedoen word, maar daar's 'n prosedure om te volg. Maar ek hoop julle sien die prosedure sover. Eerstens, vermy hulle net. Tweedens, gaan waarsku hom,
Derdens gaan waarsku om saam 2 of 3 mense, dan daarna, as bestraf hom openlik in die gemeente, as dit dan nog steeds nie werk nie, dan sit hom as heiden, dan aanvaar jy hom as heiden, jy sny hom af, en as dit nog steeds aanhou, dan is hierdie die extreemstap wat jy dan neem, wat jy hom dan nou oorgee. Maar in hierdie geval laat God eerder, ek sal altyd sê vir die mense, laat God eerder met die persoon deel. En jy ook, hoor mooi by die Here, moenie net iets gaan doen nie, hoor jy ook by die Here, voordat jy met die deel. So onthou net eerlik, wat is die eerste punt om hom te oorwin? Gebed. Bly in gebed, onthou die punte van hoe oorwin ek hierdie gees? Gebed. Die wapenrusting van God, dis hoe hierdie aanslag teenstaan. Want ons missie is nie om die persoon uit te skuif, die persoon is om hierdie aanslag teen te staan. Hè. So die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy wil al die kinders van die Here verslind. Bid vir die gawe van onderskeiding. En indien jy agtergekom het dat jy onder hierdie gees opereer het, as jy agterkom, maar hoorie, ek opereer onder hierdie gees. As jy vandag in die DVD kyk of jy sit vandag in die gemeente en jy kom agter, haai, maar ek opereer in hierdie gees. Wil ek jy vandag sê, bely dit voor die Here en laat dit gaan. Erken wat jy is en laat dit gaan. Bely dit voor die Here en vra die Here met jou vrymaak daarvan. En bekeer jou. Jy het vrye wil en keuse om deur die duiwel gebruik te word, né? So wees eerder effektief in God se koninkryk as om deur hierdie lelike gees gedryf te word. So submit eerder onder God se woord en onder God se autoriteit voordat jy 'n vyand van God is. Dis wat hierdie prentjie vir jou wys. Submit voor die kruis. En dis wat die doel is met hierdie gees ook. Wanneer jy ook intree en jy bid vir so 'n tipe gees, jy bid teen so 'n gees, bid dat daai persoon sal submit. Gebed breek die houvas van daai gees. Kom ons sluit ons oë. Vader, vanaand het ons 'n baie ekstreem onderwerp aangeraak, Here. Maar Vader, ek weet dit baie van ons oë oopgemaak vanaand. En Vader, daarom wil ek vanaand bid, Here, dat U ons die wysheid sal gee en die gawe van onderskeiding sal gee, Vader, om hierdie aanslag te kan onderskei, Here. Daarom wil ek ook kom, Here, daar waar ons aanslag beleef in Jesus naam, van hierdie gees af. Kom ons nou as gemeente en ons bind jou werke in die naam van Jesus Christus. Ons almal staan op en ons sê, ons staan teen jou in Jesus naam. Ons bind jou mond, ons bind jou werke, ons bind jou dade, selfs die mense wat onder jou is, verklaar ons nou oneffektief en kragteloos, en ons spreek lewe en oorvloed. En ons bid, Here, dat daardie persoons ook sal submit, Here, onder U autoriteit, dat bande sal breek, Here, en laat ons vry sal kom van hierdie gees van Jezebel. Vader, ek spreek herstelling uit, Here, ek spreek lewe, en Here, ons almal submit onder U wil. U is ons koning, U is ons Heer, en ons gaan nie toelaat dat die duiwel ons verder manipuleer nie. Ons neem autoriteit op nou in Jesus naam, en ons breek daar die bande. En ons sê, Here, mag U verheerlik word, in Jesus naam. Die kinders van die Here sê, Amen.